Baie welkom oor tekste. Nou vandag gaan ons lees oor die teks oor bekering. Nou bekering beteken as jy berou het oor jou sonde. As jy jammer is oor al wat jy verkeerd gesê of gedoen het en dan om op te hou met daardie sonde deur Jesus Christus se hulp. Ons kan net opreg jammer wees dat ons gesondig het. As ons besef hoe sleg en onrein sonde is, sonde skei ons van Jesus. En dit neem ons harte weg van hom. Ware bekering is 'n verlange in die sondaar se hart om 'n skoon lewe te lei en 'n rein voor God te staan. Net deur Jesus en sy bloed kan ons terugkom na God en heilig voor God ken en heilig word. God ken ons hart en sal ons vergewe. As ons regtig jammer is oor ons sonde en verlange om 'n rein, liefdevolle karakter soos Jesus te hê. God se Gees skep hierdie begeerte om God met ons hele hart en lewe te dien. Ons wil niks met sonde te doen hê nie. Daarom moet ons elke dag tot God gaan en vra dat hy ons woorde, al wat ons dink of doen, sal lei, sodat ons nie sondig teen hom nie. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut 'n binneste van my nuwe gees. En nou gaan ons al die teksverse lees. Nommer 1. Moet weer gebore word. Johannes 3 vers 3 tot 6 sê. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit die water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Nommer 2. Sonde moet uitgewis word. Handeling 3 vers 19 sê: Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sonde uitgewis kan word en tye van die verkwikking van die aangesig van die Here mag kom.
Nommer 3 moet verander word. Matteus 18 vers 3. Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindjie word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou die nuwe lewensvertaling sê, as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk en so 'n kindjie word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van God ingaan nie. Nommer 4. God bring wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 23. God het immer die proses begin waardeur julle weergebore is. Hierdie weergeboorte is nie deur julle aardse ouers bewerk nie, want die lewe wat hulle vir julle gegee het, loop op die dood uit. Die nuwe lewe wat God gegee het, is vir ewig, want dit kom van die ewige en lewende woord van God, om uit nuwe lewensvertaling. Nommer 5. Neem Jesus aan. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Uit nuwe lewensvertaling. Nommer 6. Word kinders van God. Ons lees uit Romeine 8 vers 1 en 14. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou, in vers 1 gaan ek nuwe lewensvertaling lees. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Nou vers 14 verder sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is die kinders van God. 33-53 vertaling. Nommer 7. Glo en lewe. Johannes 20 vers 31. En dit sê, hierdie teken is wel opgeskrywe, sodat julle tot die geloof kan kom, dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur aan hom glo, in sy naam die lewe kan hê. Uit nuwe lewensvertaling. Nommer 8. Losgekoop deur die bloed van Jesus. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop van die sinneloosste leefstyl. Sinnelose leefstyl beteken jou roekeloose lewe manier. Okay, dan weer leer. Julle weet mos dat God betaal het om julle
los te koop van julle sinneloosste lewenstyl wat julle van julle voorouers oorgeerf het en die losprys wat nie dinge wat begaan soos goud of silwer nie. Inteendeel, dit wat was die kosbare bloed van Christus, soos die van die lam, wat plekloos en sonder liggaam gebruik is, uit Nuwe Lewensvertaling. Nommer 9. Oorwinning deur geloof. 1 Johannes 5 vers 4. Want allen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ongeloof. Nommer 10. 'n nuwe mens, lees uit 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Amen. Mag Here julle seën. Kom ons bid saam. Ondienbaar Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir al die verse wat ons kon soek om te leer wat U wil vir ons leer. Ons vra dat U asseblief my sal help en lei en bewaar ons asseblief. Wys vir ons waar lê ons foute. Mag ons hierdie foute kan regmaak en losbreek van die sonde. En ons vra, ons kan nie alleen doen nie, maar U met ons sal weet, mis ek dit toelaat en oopmaak dat U met my werk. En ek vra in Jesus naam alleen. Amen. Mooi bly.